Waar daar liefde is en deernis, daar is God, die Heer. God is hier in ons midde. Aan die geliefdes, die geroepenes, diegene wat hulle die liefde van God die Vader bevind en vir Jesus Christus bewaar is, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan jou gegee word. Mag die Here jou seën in vanoggend se diens en mag jy gaan doen wat hy van jou vra, ook met die uitstuur hiervan. Amen. Om ons sonde te
ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U in ons midde is. U is die Here, die koning van alle konings. Here, ons wil vra dat U vir ons sal help om hierdie liefdesgebod wat U ook vandag vir ons weer opnuut herinner aan, dat ons dit sal doen. Dat ons sal gaan na plekke toe waarheen U ons stuur. Word verheerlik, Heer, ook hier in ons midde. Dankie dat U hier teenwoordig is. Amen. Ons teksgedeelte vir oggend gaan kom uit Johannes 15 verse 1 tot 17 en ek is so bly julle is hier en ons het spesiaal 'n lied nou ook vir julle terwyl ek af gaan beweeg daarna julle toe. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Halleluja, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen. 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 Halleluja, prys die Heer. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Halleluja, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen. 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 Halleluja, prys die Heer. Soek gou 2 maatjies, enige 2 maatjies. Daar sê kom jy en dan kom jy juffrou van Sail. Ja, net agter, ek gaan eers gou vir juffrou van Sail, het ons nou 'n seun en 'n dogter hierso. Daar sê, ek het nou vir julle 'n probleem en julle moet die probleem nou oplos. Jy moet hier vashou. Jy kan so vashou. En Adrian, jy moet daar vashou. Julle mag nie los nie. As jy daai chocolate kry, kan jy met jou maatjies deel. Jy gaan dit ook deel. Maar hoe moet jy maak om by daai chocolate uit te kom? Maar jy moet nie hier los nie. En jy mag ook nie saamvat nie. Jy al gedink aan. Wat? Kan hom asseblief die chocolate gaan haal? Ek kan hom gaan haal, maar ek gaan nie. Ek gee hom al klaar, ek wil hom nog gaan haal ookie. Wat van hierdie prentjie verstaan jy? Wat dink jy kan daai prentjie om jou help? Hoor jy daar, roep ander mense. Roep jy vir jou 'n klomp maats en dan roep jy vir jou 'n klomp maats en dan kyk jy, dalk as julle mos nou 'n link maak, dan kan die laaste ene by daai chocolate uitkom, dan is dit julle chocolate. So kry vir julle maats, vul in. Nou moet julle 'n kettingkie maak. Julle moet nou 'n kettingkie maak tot by daai chocolate. Tot by hierdie chocolate kom. Dis sy. Hanne, onthou julle moet aan mekaar vas wees. Jy moenie nou rond staan nie. Dis sy, daar. Daai kant. Meneer van die kerk. Julle moet daar is die chocolate. Julle is van koers af. Dis sy. En onthou julle moet link, julle moet vashou. Jy moet aan hom vashou. Dis sy. En daarso. Dankie, julle kan gou gaan sit. Nou ek wil vir julle verduidelik, in die Bybel, julle gaan dit saamvat en dan gaan julle dit onderkant deel, die tannie gaan vir julle help daarmee, tannie Sorien ken van deel. Dis sy. As ons vanoggend die gedeelte gaan lees van Johannes 15,
dan gaan dit oor Jesus wat sê, julle moet in my bly. Maar hy stuur ons om vir die wêreld te gaan vertel van hom. En hy stuur ons ook om daai lekker wat die Here vir ons kan gee en wat die Here vir ons gereed maak, om dit verander te sê, weet jy, kom val in en raak deel van hierdie groot liefdesketting wat die Here uitstuur. Hy sê, julle sal my disippels wees en hy gaan hulle uitstuur na die eindhoek van die aarde toe. En dit is die groot ding as die Here sê, bly in my. So ons moet in Jesus bly, maar ons is ook maatjies. Ons het ook ander maats aan wie ek verbind is. En wanneer daai maat aan my verbind is ons almal ook verbind aan Jesus. Want julle gesien, want ek het gesê, julle mag nie hier los nie, en jy moet by die chocolate uitkom. En die laaste een wat by die chocolate uitgekom het, is verbind gewees aan die een wat hier vas was. En dit is hoekom die Here vir ons sê, bly in my, soos ek in julle bly, en bly ook verbind aan mekaar met liefde. Dit is wat Johannes 15 gaan vir ons sê. Hy sê, bly in my soos ek in julle, net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. En ek is die druiwestok, sê die Here, julle is die lote. Het julle al gesien hoe werk 'n druiwestok? Hy het sulke lote en aan die lote hang daai klomp druiwe soos jy daar sien. Hy sê, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons het mekaar nodig, maar meer as dit, ons het die Here nodig en ons werk saam in 'n span. En dis hoekom hy sê, bly in my, ek in julle en ons in Christus. En die sanggroep het vir julle 'n nuwe lied wat hulle vir julle wil leer. Terwyl jou oë so gesluit is, laat die prentjie en dit wat jy gesien het, die kindertjies gedoen het, laat daai prentjie deur jou spoel. Here, dankie dat ons in U mag wees. Dankie dat U ons uitnooi, kom na my toe. Kom verbind aan my, soos ek aan jou verbonde is. Bly in my. Here, waar ons vanoggend hierdie gedeelte gaan lees, wil U vir ons die helderheid van verstand gee, wil U vir my die regte woorde gee, my diep in die kruis en wegsit, sodat ons sal hoor wat U vir ons wil sê deur U Gees. Here, ons wag op U, ja, ons wag op U. Amen. Johannes 15 verse 1 tot 17 klink dan as volg uit die 2020 vertaling. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur.
Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Hierdie toneel, hierdie gedeelte wat ons dan in Johannes lees, gebeur dan in die bovertrek waarskynlik. Want as ons nou gaan lees in Johannes, dan sien ons dat Jesus het sy disippels se voete gewas. Judas het nou al die vertrek verlaat, nadat die Here ook gesê het van, hier's een tussen julle wat my gaan verraai, wat my in die rug gaan steek. En dan vra Petrus vir die een langs Jesus, knik hy vir hom en hy vra vir Jesus wie dit is. Johannes, wat dan ook die persoon is wat hierdie brief skryf. Johannes vra dan vir Jesus, wie is die een? En Jesus sê, die een wat sy hand saam met my in die bak steek. Sommige vertalings sê, die een wie ek vir hom die brood sal gee. Maar die Here sê, daai persoon, dis hy. Die disippels is nog besig, die toneel speel af, Judas Iskariot staan daar so van dit toe hy dit gebeur, het die duiwel van hom besit geneem en hy is daar uit en die Here het vir hom gesê, gaan maak vinnig wat jy beplan. Die ander het gedog, hulle het nie regtig verstaan wat aangaan nie, hulle dog omdat hy die beursie het, is hy dalk die een wat nou na buite toe gaan, want die Here dalk vir hom gesê om geld te gaan gee vir die armes, of miskien moet hy iets vir hulle gaan koop vir voorbereiding. En hier is Jesus nou by hierdie disippels van hom, Judas is nou nie teenwoordig nie, hierdie 11 sit nou daar. En Jesus begin nou met hulle praat oor iets intiems, 'n beeld wat hulle baie goed verstaan, want daar was druiwe, wingerde gewees daar by hulle, so hulle was baie goed vertroud met wingerd en hoe wingerdboere werk en hoe 'n wingerd aan mekaar gesit is, dis vir hulle baie bekend. En hulle weet ook, as Jesus hierdie beeld gebruik, dan is dit ook vir hulle bekend, omdat in die Ou Testament word Israel baie keer verwys na 'n wingerd. Maar wanneer ons in Psalms onder andere lees, in Jesaja en Jeremia, as God daar verwys na wingerd, is dit baie keer in 'n negatiewe sin. Ons weet ook dat 'n week voor hierdie gebeure plaasvind, as ons nou Matteus gaan lees, hier Matteus 21, dan met die intog van die intog van Jerusalem met Jesus, gaan hy op 'n stadium en dan vertel hy vir hulle hierdie gelykenis van die huurders. En as hy nou praat oor die huurders, dan is hy eintlik besig, nadat hy die tempel nou gereinig het en die mense uitgejaag het, vir hulle gesê, weet julle dan nie, my pa se huis sal genoem word 'n huis van gebed nie. Nou jaag hy hulle uit, en dan het hy op pad na Jerusalem toe, was daar 'n vyeboom, en hy het by die vyeboom gekom, en daar was nie vrug aan die vyeboom nie, net mooi blare. En die Here het vir die vyeboom gesê, aangesien daar nie vrug is nie, toe ek vrug gesoek het, vervloek is jy. En dan lees ons toe hulle later terugkom, toe is die vyeboom tot in sy wortel in verdor en droog en dood. En dit is al klaar 'n gedeelte, as Jesus hier begin praat oor vrug, dan kom daai prente ook by hulle op. En dan vra die mense oor Jesus se gesag, wie is hy? En dan op die einde van die dag
kom hy en hy vertel vir hulle gelykenisse, en een van die gelykenisse wat hy vir hulle vertel, is die gelykenis van die huurders, waar hy eintlik sê van God wat die wingerdboer is, wat die land het, en dan stuur hy huurders op sy landerye. Hy stuur huurders het hy aangestel op sy landerye, by die wingerde, om dan te kyk waar die vrug inkom, en dan stuur hy van sy slawe uit, om die vrug te gaan kry. Maar as hulle die slawe sien, dan slaan hulle die slawe. En dan sê Jesus, het die eienaar besluit om hierdie keer nou sy seun te stuur, met die hoop dat hulle sy seun beter sal behandel, en toe hulle sê, maar hier is die seun, kom ons maak hom dood. Is Jesus hier ook besig, dis nou al 'n week voor hierdie gedeelte wat plaasvind, was hy ook daar besig om vir hulle te sê, ek is gestuur van die Vader, na die wingerd, en julle gaan my doodmaak. En hy's besig om met hulle te praat, en terwyl hy met hulle praat, weer die fariseërs en die skrifgeleerdes, hy's besig om op hulle te sinspeel. Hulle is daai mense wat die ander doodmaak. So Israel was altyd as 'n wingerd ook voorgestel gewees. En dan lees ons in Matteus 21 vers 40, dat wanneer die eienaar van die wingerd kom, wat sal hy met daardie landbouers, die ouens wat aangestel is, wat sal hy met hulle maak? Hulle sê vir hom, hy sal daardie slegte mense in 'n aaklige dood laat sterf en die wingerd aan ander landbouers verhuur, wat aan hom die opbrengs op die regte tyd sal lewer. En dan sê hy later, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal lewer. En dan sien ons dat die fariseërs en die skrifgeleerdes, die leierpriesters, het Jesus se gelykenis gehoor en besef dat hy van hulle praat. Nou hier's Jesus in die bovertrek en hy vertel vir sy disippels weer 'n verhaal, 'n gelykenis van 'n wingerd. Maar hierdie gelykenis klink baie anderste. Want in hierdie gelykenis sê hy dat hy die egte wingerdstok is. En in die Ou Testament lees ons dat Israel ook die wingerdstok was, wat moes uitgaan en vrug dra, sodat die volkere vir God sal leer ken. Maar hulle het daarin gefaal. Hulle het nie reg gekry nie. Hulle het egter wrangvrugte voortgebring. En dan word hulle ook, as die Here hier praat van lote afsny, dan moes hulle sekerlik ook gedink het aan hoe Israel in ballingskap weggevoer was, oor hulle ongehoorsaamheid en die feit dat hulle nie in God gewortel was nie, en gebly het nie. Dat hulle ander gode begin aanbid het ook. Hier is Jesus besig om sy disippels hieroor te praat. En hy sê vir hulle, bly in my. Die rede daarvoor is, hierdie is kort voor Jesus se gevangenskap. Kort voor Jesus se kruisiging. Hier is hy besig om vir hulle te sê, hy het al op 'n stadium vir hulle gesê, as jy die hoofstukke voor dit lees, het hy al vir hulle gesê dat ek gaan na my Vader toe om vir julle plek gereed te maak en alles. En hulle snap dit nog nie. Hulle is baie hartseer as hy sê van hy gaan weg. En dan sê dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek weggaan stuur ek vir julle die Heilige Gees. En hier is Jesus besig om vir hulle te sê, bly in my soos wat ek in julle bly. Ek gaan julle nie alleen los nie. Ek het julle aangestel. Julle het my nie uitgekies nie. Ek het julle uitgekies om vrug te dra. En die vrug verheerlik God. En dan lees ons mos nou in Galasiërs 5, lees ons mos nou van die vrug van die Gees. En daar lees ons liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die vrug. Die vrug wat die Here wil sien by sy disippels aan hulle boom. Dit is die vrug waarna hy soek. Want hy sê, ons vrugte bevestig dan wie ons is. Dit wat hoe jy optree, hoe jy liefhet, hoe jy vergewe, hoe jy selfbeheerst optree, bewys aan wie jy verbind is. Dit wys aan wie jy gebonde is en in wie jy is. Dis hoekom hy sê, bly in my. Maar dan gee vir hulle 'n baie groot waarskuwing. Hy wat nie in my bly nie, sal afgesny word. En ek wonder of daai disippels op daai oomblik
onmiddellik later van tyd teruggedink het aan daai situasie en begin dink het aan die afsny van 'n loot. Hy sê wegsny. En hy sal in die vuur gegooi word, hy sal verdroog en hulle maak hierdie lote bymekaar en word in die vuur gegooi. Ek wonder of hulle op daai oomblik gedink het aan Judas Iskariot. Want hy was een van hulle wat vir 'n oomblik hier was by hulle, maar hy was nooit binne in die wingerdstok nie. Hy was net daar saam die wingerdstok. En Jesus het gesê, van die begin af was daar een gewees wat nooit regtig deel van julle was nie. Want jy sien, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy gee vir ons kans om vir hom te kies, maar hy weet ook wie vir hom gaan kies en wie teen hom gaan kies. Dis hoekom hy van die begin af geweet het dat Judas teen hom gaan kies. Want vir Judas het dit baie gegaan oor geld. Hy was die een wat die beursie opgehou. Hy was die een wat dan gepraat het van die vermorsing wat plaasvind, terwyl hierdie vrou by Jesus kom en sy voete salf met hierdie duur, kosbare olie. Sê hy, kon dit nie gebruik gewees het en die geld daarvan vir die armes gegee word nie. So hy's heeltyd, vir hom was dit baie oor die geld. En dit was ook dan geld wat aan hom aangebied is om Jesus aan hulle uit te lewer. As hy sê van dit sal afgesny word, dan is dit 'n waarskuwing. Hy of sy wat nie in my bly nie, sal die Here afsny. En nou wonder mens, afsny, maar dit klink dan so, asof die een wel in was, en nou word hy afgesny, beteken dit ek in my verlossing verloor? Nee. Want die woord wat daar gebruik word, is eintlik nie dat hy in die begin in was nie, dit was eintlik dat hy aan was, maar hy was nie in nie. Hy was aan, maar nie in nie. So hy was nooit werklik in nie. Dis wanneer ek byvoorbeeld die belydenis doen, wanneer ek die regte dinge sê, die regte dinge doen, maar ek was nog nooit binne in Christus gewortel nie. Dis hoekom die Here ook sê, nie almal wat sê Here, Here, sal in die koninkryk van God kom nie, maar hulle wat die wil van my Vader doen. En nou kom hy by die gedeelte van wat gebeur as 'n loot in hom is. Daai loot dra vrug. Want die vrug kom nie uit jou uit nie, dit kom uit die wingerdstok uit, en dit kom uit die snoei uit van die wingerdboer. Jy doen niks. Al wat jy moet doen is, bly in my, sê die Here. Dis al wat jy moet doen. Bly in my. Ek gee vir jou die krag. Ek gee vir jou alles wat nodig is, sodat die vrug teenwoordig sal wees. Sodat daar vrug sal wees. Jy kan nie 'n klomp vrugte produseer uit jou eie uit nie. Dis hoekom 'n loot, wat hy sê, wat los is van die wingerdstok, kan nie vrug voorsien nie. En hulle het dit geweet, want dit is presies hoe dit werk ook in die natuur. Daar moet 'n bron van voeding wees, daar moet 'n bron wees waaruit dit kom. As daai bron nie Christus is nie, sê hy, wie nie in my bly nie, kan niks doen nie. Ja, hy wat nie in my bly nie, kan niks doen nie. Hy praat van vrug. Die vrug wat God verheerlik. En nou die ding is net, baie keer wil ons graag die vrug self produseer. En is dit moeilik? Want dis God wat die vrug voortbring. Al wat jy doen is, bly in hom. En as ons nou gaan lees ook in 1 Johannes 4, dan sê hy, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Dis wat hy vra, bly net in die liefde. Liefde kom uit God, want God is liefde, en wanneer ons lief het, wys dit verander in wie ons gesetel is. As hy verder gaan, hy sê, as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. En dit is waar die vrug vandaan kom.
As hy verder gaan, dan sê hy in 1 Johannes 4, God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom of haar. In die liefde is daar geen vrees nie, want volkome liefde jaag die vrees uit. So ons is nie bang vir om dood te gaan selfs nie. 'n Kind van God is nie bang vir wat op die pad vorentoe lê nie, want omdat ek in Christus is, weet ek is geanker en ek het ook die beskerming en ek het die Here. En hy sorg vir my, al moet ek selfs deur 'n dal van doodskaduwee gaan, soos Dawid sê, sal ek geen onheil vrees nie, want die kern, U is by my. Dawid sê actually, ek is in die Here, en dis hoekom ek in 'n dal van doodskaduwee kan gaan, want ek weet, ek is by U, Here, U is by my. Ek hou vas aan U. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad. Ek kan net lief hê, as ek in Christus is, want God is liefde. Liefde kan nie uit my eie uitkom nie, want ons is van nature selfsugtig. En selfsug is die teenoorgestelde van liefde. Selfsug is eie liefde. En dis hoekom hy hier sê, groter liefde as dit, het nog niemand bewys dat hy vir sy vriende sterf. Hy praat van 'n opofferende liefde, 'n liefde wat gee, 'n liefde wat bereid is om selfs te sterf aan myself. En dit is hoekom hy sy disippels roep, dan sê hy heeltyd vir hulle, as jy my wil volg, neem jou kruis op, sterf aan jouself en volg my. Sterf aan jouself, sterf aan die dinge. En dan praat hy van hierdie lood sal ook skoon, wat in my bly, word skoon gesnoei, sodat hy nog meer vrug kan dra. En as ons dink aan Petrus is in Christus. Hy was die een wat gesê het, Here, hulle kan nie almal verlaat, maar nie ek nie. Hy was die een wat die belydenis gesê het, U is die Christus, wat die Here vir hom gesê het, op hierdie belydenis sal ek my kerk bou, en van nou sal hy genoem word Petra, rots. Hy's in Christus. Maar die Here sê ook vir hom, daar gaan 'n tyd kom, wanneer jy my gaan verloon. En was daar so effens 'n kraak gewees in daai lood? En het hy wegbeweeg, en besef die gebrokenheid, en besef, ek kan nie, ek het my Here verloon, soos ons laas gehoor het, maar het die Here gekom, en weer daai lood, as die waarheid gevat, en hom weer teruggedruk, en hom weer geheg, en hy het weer gegroei, en hy het hom weer gesnoei, die wingerdboer, en is daar die vrug, wat ons dan ook later in Petrus se lewe sien. Die een wat dan opstaan en die leier is, die een wat op Pinkster opstaan, en ons sien die vrug, wanneer hy begin praat. Die Here snoei vir my en jou ook, en sy snoeiwerk is nie lekker nie. En hy snoei op alle verskillende maniere. God kan alle situasies in jou lewe gebruik om jou te help groei, mits jy in die regte verhouding is. Hy sal groot frustrasies, 'n finansiële terugslag, 'n sieklike siekbed, 'n gebroke huwelik, 'n rebelse kind, of selfs die dood van 'n geliefde, kan hy gebruik om jou aandag te trek. Dis seer om gesnoei te word, maar die wingerdboer snoei met die oog op die uitkoms, vir die vrug wat gaan volg hierop. En wanneer ons in daai snoeiproses is dit nie vir ons lekker nie. Vra ons baie keer, waar is die Here? En gee ons selfs vir God die skuld, dat dit met my so sleg gaan. Ek wil nie gesnoei word nie. Petrus het gesê, Here, ek wil nie met my nog was nie. Ek is nie waardig nie. En dan sê die Here, as ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie. En sê hy, Here, in daai geval, my kop, my hande, my voete, my alles. As ons besef hoe goed snoei werk vir ons is, sal ons ook sê, Here, snoei maar. Ek weet dit is pynlik en seer, maar ek weet dat U die beste vir my in gedagte het. Al wat ek doen is, ek bly net in Christus, en ek hou net vas aan U genade en U liefde. Snoei, Here, want U sien die vrug
al vooruit. Al sien ek dit nie nou nie. Ek sal vashou. Die Here roep ons om vas te hou. Hy produseer hierdie kwaliteit vrug, wat ons dan sien as die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hy produseer hierdie kwaliteit daardeur. En hy gebruik ook situasies om hierdie vrug te kan produseer. En wanneer hy die situasie na vore bring, bring hy juis ander partykeer op my pad wat die teenoorgestelde van selfbeheersing toepas. Wat my dwing om dan selfbeheersing toe te pas. Hy bring, daar's kere wanneer ek in 'n ongeduldige situasie is, wat hy my dan bring om geduld aan die hand deur sy krag te kan toepas. Hy leer jou geduld deur jou toe te laat dat jy gefrustreerd raak. Jy vra, hoe kan ek met God saamwerk? Wel, die Bybel sê vir jou, wees altyd vol blydskap, moenie ophou bid nie, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle as Christen verwag. Die Here snoei ons. Hy is die een wat dit na vore bring, die vrug. Hoe lyk my en jou vrug? En ons sien nie ons vrug baie keer nie. Wanneer ek my vrug wil sê, kyk na my vrug, dan is dit plastiek. Dan is dit hierdie vrugte wat ons baie keer in huise tentoonstel bo op 'n koffietafel. Dit lyk op die oog baie mooi, totdat ek hom optel en begin kou. Ek kan onthou toe my boetie so klein was, het ons sulke druiwetrosse gehad, en hy die een keer het so gevat in sy mond gedruk, en toe besef dit is net plastiek. En ons, as ek sê, kyk my vrug, dan is dit plastiek. Want ek sal my eie vrug nie eers sien nie. Ander sal getuig van my vrug. Dis hoekom hy sê, wees lief vir mekaar, want anders sal julle liefde sien en getuig van God. Ek sien nie eers my eie vrug nie, ek sien my gebrokenheid. God sien die vrug en ander sien dit raak. Bly in my. I am the true vine, and my Father is a vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. You can do nothing. You can do nothing. You can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches I gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciple. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full, and that your joy may be
about His love we share. If you don't want to get left behind, then abide. You can do nothing. You can do nothing. You can do nothing. You can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Vanoggend gaan ons kerkraadslede bevestig. En die oproep is eintlik net bly in Christus. Bly in Christus en hy doen die werk deur jou. Bly in Christus en die vrug sal voortkom. Bly in Christus en jou wijk sal gesond ook wees deur die werk wat die Here deur jou doen. Bly in my. Dis eintlik al wat hy vra. Ek hou graag vir die formulier voor vir die bevestiging van 'n kerkraadslede. God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woord aan die disippels bevestig dit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie tot ouderling en diakens verkies is, en aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad daar die goedkeuring van die gemeente en kan ons dan ook voortgaan met die bevestiging van die volgende persone. As ouderlinge het ons vir Gert de Vries vir Voelvlei, Louis Sterkenburg vir Wyk SD, Dani Loupsher by Serviteerskraal en Wikus Immelman by Moravia. En as diakens het ons vir PR Wiese by Wyk NB, Conley Alforsen by Wyk ND, Koenraad Swart by Voelvlei, Hans Burger by Wyk SD en Jan Trieter by Moravia. Ek wil dan nou vra dat julle vir ons na vore sal kom en dan ook hier saam met my sal kom staan. Julle kan vir my kyk. Ek is nie so mooi nie, maar vandag is dit nou maar so. En dan gaan julle ook vir die gemeente kyk. Want ek gaan 'n paar vra en dis hoekom ons gaan vra. Ek gaan begin by die ouderlinge. Wat die ampt van 'n ouderling betref, moet julle weet as ouderling, dat die opbou en geestelike versorging van die gemeente aan julle sorg toevertrou word. Dit sluit sake soos huisbesoek, siekebesoek, lering en toerusting, pastorale versorging en die leiding van kleingroepbyeenkomste in. Dit behels ook indien julle die gawe van lering ontvang het, moet julle ook die toerusting van die dooplidmate as deel van julle verantwoordelikheid neem. En behalwe vir die versorging en toerustingsfunksie, neem julle ook verantwoordelikheid vir die regering van die gemeente. Dit beteken julle die gemeente duidelik moet lei in die gehoorsaamheid aan die Bybel en die belydenisskrifte van die kerk. Die leiding wat julle moet gee, sluit ook waar nodig die kerklike tug in. En 'n gemeente is natuurlik nie na buite gerig nie, maar het ook die verantwoordelikheid om God se koninkryk uit te brei. Die ouderlinge moet help toesien dat die laaste opdrag van Jesus gehoorsaam word. En wat dan die ampt van 'n diaken behels, is die volgende. Die versorging van die minderbevoorregtes word aan julle toevertrou. Dit beteken dat julle die middele wat daarvoor nodig is, moet insamel en bestee. Deur die insameling bestuur van die offers, werk julle mee aan die goeie funksionering van die gemeente. En waar die gawes gegee word, moet die woord van God ook gebring word. En die voorbeeld waaruit julle inspirasie put, is die Here Jesus Christus self, soos ons vanoggend gehoor het, bly in my. Hy was die diensknegt by uitnemendheid. In dieselfde gees moet julle ook julle ampt vervul en so 'n voorbeeld stel van onselfsugtige diens. Julle verrig ook ander diens in die kerk, byvoorbeeld by die nagmaal en in die erediens. Saam is julle dan verkies om amptsdraer
van die gemeente te wees. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem. En uit die Bybel is dit duidelik dat julle in 'n lewende persoonlike liefdesverhouding met Jesus moet staan en dat julle hele lewe hiervan sal getuig. Dat julle ywerig sal meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk en julle julleself ook verder sal toerus om die werk waartoe julle geroep is nog beter te doen. En dan wil ek vra dat julle hardop op die volgende sal antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt soos dit in jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly, soos ons vanoggend ook gesien het met die kindertjies, met die hande vat? Ek wil dan nou vra dat jy hardop jou antwoord sal gee. Dani? Hans? Louis? Conley? Ek wil vra dat julle sal ag gee op mekaar en dat julle ook sal omsien na die lewe en belydenis van die bedienaars van die woord en neem saam verantwoordelikheid vir hierdie gemeente. Ek wil graag vir julle dan ook nou bid. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ek wil vra dat U vir elkeen wat hier staan en ook vir die diakens en ouderlinge wat ook in hulle volgende termyn is, dat U vir hulle sal toerus soos U beloof. U sê, ek sal die vrug deur jou voortbring, bly net in my en ek in julle. Here, mag ons krag put uit U woord. Mag ons daagliks tyd maak vir U en mag ons lewe weerspieël dat ons in U geanker, gewortel is en ons krag van U af ontvang. Seën hulle, seën elke wijk, Here, en mag ons as gemeente vir mekaar bid en onderskraag en ondersteun en vir mekaar lief wees. Dankie Here vir hierdie ampte wat U vir ons gee. Dankie vir hierdie persone wat U vanoggend ook vir ons gee. Here, U is die hoof van hierdie kerk. Dis U wat die kerk bou. Here, dankie daarvoor dat U ook sorg dat daar mense is, soos die diakens en ouderlinge, om ook hierdie werk mee te kan help. Ons wil eer U daarvoor, Here. Amen. Die ouderlinge en die diakens wat dan ook hier is vanoggend, wat nou in jou termyn al is, dat jy ook nou sal vorentoe kom asseblief. Ek weet dit raak nou 'n baie klein spasie. So ek wil vra dat julle sal vorentoe kom en ek wil ook vra dat Dominee Martin ook sal vorentoe kom. Ek wil vra as dit moontlik is dat jy sommer by iemand sal staan, jy wat al klaar diaken of ouderlinge staan sommer by 'n nuut gekose, 'n nuut bevestigde ouderling of diaken, sit dit jou hand so op hom of haar. Gemeente, ek wil vra dat ons hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here sal ontvang en dat julle vir hulle sal bid en dat julle sal saamwerk met hulle sodat God se koninkryk sal kom. Ek wil dan vra ook, terwyl jy hier staan, dat ons dan nou 'n lied saam met die sanggroep, nou die sanggroep, jy moet nou hier tussenin, is julle ook hier. Daar sê, het julle ten minste 'n mikrofoon ook, julle is dierbaar verby. OK, waar is Ilse nou? Is sy by kinderkerk? OK. Ek wil vra dat ons as gemeente nou almal sal staan, want elkeen van ons is in een of ander wijk. En dit is die persone wat die Here vir ons gee, ook vir die wijk. En ek wil vra dat ons sal staan en dat ons hande sal uitstrek na hulle toe as 'n seën. Met die volgende lied 268, waar ons dan sê, laat Heer U seën op hul daal. Liegen seit Zion.
Jy kan maar sit, net daar waar jy is. Here Jesus, baie, baie dankie vir wat vanoggend hier gebeur het. Dankie Here Jesus, dat ons weet, U hierdie kerk self sal versorg. Here, mag U vir ons ook, waar ons hier uit mekaar uit later beweeg, en ons wyke in beweeg, wil U vir ons ook bevestig, dat U in ons is deur U Gees, sodat wanneer daar effens van 'n kommer of dalk effens van 'n vrees is van hoe gaan ek hierdie werk doen, hoe gaan ek dit bemagtig, waar gaan ek al die tyd kry, dat U ons sal rustig maak deur die Gees en sê ek is by jou, bly net in my, ek sal voorsien. Amen. Ek wil vra dat ons sal staan en dan sal bly staan, ons vir die lied sing van lied 532 verse 1, 2 en 3, en dan sal bly staan ook vir die seën en dan ook vir die amen lied. So en langs jou se hand so vat. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te tel as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou, want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Ja, die drie-enige God is by jou van nou af tot in aller ewigheid. Amen.